Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend is Dr. Johan van Rooyen, hy's 'n spesialis veearts om te gesels oor die Karoo verlammingsbosluis en dit waarmee talle boere nou sukkel. Dokter, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid. So, dokter, kan ons dalk begin deur te vra wat maak hierdie spesifieke bosluis gevaarliker as al die ander wat ons huidigelik in Suid-Afrika kry? Ja, hy het gelukkig draai nie siektes oor nie, maar hy bevat 'n toksien in sy speeksel wat in die dier se bloedstroom ingaan sodra hy die dier byt. Dis gewoonlik meestal skape en bokke en dan veroorsaak dit verlamming. Jy het 'n klompie van die bosluise nodig om 'n dier heeltemal te laat lê. So is dit dan nou moontlik vir hierdie bosluis spesifiek om oor die langtermyn diere permanent te verlam of is dit 'n tydelike verskyning? Ja, nee, dis tydelik. Boere vind tipies 'n klompie skape wat lê en dan 'n hele paar van hulle wat maar treurig is, wat soos die boere sê spoed verloor het. En as 'n mens die bosluis verwyder deur hom af te trek of deur behandeling met gifstowwe of selfs inspuitbare middels, dan sal die toksisiteit afneem en die dier sal gewoonlik binne ure sal hy weer opstaan en weer normaal voortgaan. Mense probleem is net dat daai dier vir 'n onbepaalde tyd, mens weet nie altyd hoe lank nie, kon hy nie loop nie en hy kon nie by water kom nie. So ons kry dikwels dat diere ingebring word wat verlam is van die verlammingsbosluis en dan wil hulle nie opstaan nie en as ons hulle water gee, dan staan hulle dadelik op. So ontwatering is een van die goed en natuurlik die dier se voedselinname verminder ook, so hulle kan ook lae bloedsuiker hê as gevolg van die bosluis. Is daar spesifieke diere wat meer vatbaar is vir hierdie bosluis as ander? Ja, ons sien nou maar dat die Angora bokkies is die wat eers te gaan lê. Dit is ook maar 'n funksie van kleiner liggaamsmassa en die aantal bosluise wat op die dier klim is dan nou relatief meer. Ons sien ook dat dorpers dikwels meer gereedelik gaan lê as wat merinos gaan lê. So dis daai 3 kleinvee spesies wat ons kry, maar ons weet ook dat byvoorbeeld gemsbokke gaan lê van verlammingsbosluis. Ons kry ook dikwels kalvers wat gaan lê van verlammingsbosluis van baie hoë hoeveelhede bosluise. Maar dit is maar basies die gevalle wat ons kry. Ek glo dat ander spesies dit ook sal doen, maar die bosluis is nie baie geneig om op ander spesies te klim nie. Die tussengasere of die onvolwasse bosluisies klim wel op die kleiner soogdiertjies in die Karoo, maar ons weet nie daarvan dat dit verlamming veroorsaak nie. Dit lyk asof die nimf en die larf, die jong fase van die bosluis nie giftig is nie, is net die volwasse bosluis. So dokter, hoekom word die verspreiding van hierdie verlammingsbosluis eerder deur sy habitat as die klimaat bepaal? Dis baie interessant. Dit gaan nou maar oor die gedrag van die klaasneusmuise, die klein muisies in die Karoo en ook ander dele in die Vrystaat en dan die hase wat 'n tweede tussengasheer is. So die diere is lief daarvoor om in die besembosrande aan die suidekant van die bergies en die heuweltjies te skuil en dan daai droë materiaal rond te beweeg en die bosluis bly dan uiteraard ook dan nou saam met hulle daar. En dan wanneer dit koud raak, soos wat dit nou die afgelope paar dae is, tipies hier oor Paasnaweek as die eerste reën kom, dan gaan die skape en die bokke gewoonlik na die rande toe om te skuil teen die wind. En wanneer hulle daar tussen die bosse rondskuil, dan sal die bosluise op hulle klim. Die bosluis raak ook meer aktief as dit koeler raak. My waarneming is dat die bosluise nie regtig, die volwasse bosluise nie regtig in die somer aktief is nie en ook nie reg in die middel van die winter nie. As dit regtig koud is hier in Junie, Julie, dan sien ons nie so baie bosluise nie, maar is baie tipies daai eerste koue weer na in herfs en dan ook gaan dit aan soms tot September, alhoewel dit minder algemeen is in September. Nou dokter, vir ons produsente, jy het so vinnig geraak aan plantegroei en terrein, maar wat is 'n tipe plantegroei en terrein behoort produsente dadelik op hulle plase as hoë risikogebiede te identifiseer? Kyk, die besembos is 'n baie algemene klein bossie wat ons in die rande kry. En dan die suurpolgras, dis 'n gras wat redelik skuiling bied nog in die winter vir die klein diere. Hy is baie algemeen in dele wat oor die jare 'n bietjie oorbewei is.
of verkeerd bewy is en die verlammingsbosluis is baie geneig om voor te kom waar daar besembos is en waar daar suurpolgras is. En dit is gewoonlik die suidelike hange van die rande. Ek kry in die afgelope 5 jaar kry ek al hoe meer gevalle wat in die vlaktes voorkom. En dis vir my 'n bietjie vreemd. Dit wil dalk voorkom asof die muise en die haase dalk nou 'n bietjie meer wegbeweeg van die rande af. En in die vlaktes ook voorkom, maar oor die algemeen weet die meeste boere hulle moet wegbly van die randjiesveld af waar daar besembos en suurpol voorkom. Nou, dokter, kan jy vir ons dalk kortliks net vat deur die lewensiklus van hierdie verlammingsbosluis en verduidelik wanneer dit werklik gevaarlik vir die vee raak? Die fases wat op dis 'n 3-gasheer bosluis, met ander woorde hy voltooi sy lewensiklus op 3 diere en daar's die gevaarlike stadium is dan nou gewoonlik op van die volwasse bosluis is dan in die wintermaande. Die larf en die nimf is meer in die somer en die lentemaande wat hulle dan voorkom op die kleiner soogdiertjies, soos ek gesê het, die klaasneusmuis en dan die hasies in die veld. En dit vat 2 jaar vir die lewensiklus om te voltooi. So die bosluis is onvolwasse in sy eerste lewensjaar en in sy tweede lewensjaar dan sal hy op die volwasse bosluis op die groter soogdiere soos die bokke en die skape voorkom. Dokter, ons gaan nou weer terug wees met jou. Dis dokter Johan van Rooyen, hy's 'n spesialis veearts. Ons gesels oor die verlammingsbosluis wat talle boere mee sukkel. Nou is tyd vir 'n groot blaaskalender. Op Groot Plaas en ons gaan saam met ons vanoggend Dr. Johan van Rooyen, hy's 'n spesialis veearts en ons gesels oor die verlammingsbosluis en die probleem natuurlik waarmee baie boere sukkel. Dokter, so baie mense dink 'n groot hoeveelheid bosluise is nodig om skade te doen, maar hoe min bosluise het byvoorbeeld 'n skaap nodig om reeds ernstig siek te wees? Dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord. Tipies as 'n boer 'n skaap inbring of 'n bakkie vol skape inbring wat verlam is, dan kry ons 1 of 2 of 3 bosluise. Maar die navorsing wat deur Dr. Fourie en Koffsies gedoen is, wys dat die getalle waarskynlik hier nader aan 10 tot 20 bosluise is wat nodig is om verlamming te veroorsaak. Ek het selfs al gesien in sommige gevalle dat dit tot soveel as 30 is wat nodig is vir 'n baie groot skaap. Baie interessante verskynsel is die boere sit al hoe groter troppe skape in die kampe. Hulle wy in groter troppe as wat in die verlede gedoen is. En dis 'n verdunningseffek. So ons kry minder gevalle van verlammingsbosluis waar die troppe baie groot is, maar die aantal bosluise in die kamp bly nog dieselfde. So dit lyk asof dan as daar baie minder bosluise voorkom op die skape dat dit nie so maklik verlamming veroorsaak nie, maar ek sou sê dat 'n mens daarom meer as 10 bosluise nodig het om 'n skaap regtig te laat lê. Nou, dokter, waarom is die merino skape en soos vroeër genoem die Angora bokke meer vatbaar as ander kleinvee? Dit is baie interessant. Dis nou maar spesiesverskille. Die ander kleinvee het waarskynlik ander gedragspatrone. Ek vermoed dat die dier se behoefte om skuiling te soek in die koue maande in die habitat van die bosluis waarskynlik 'n groter rol speel as enigiets anderster. Ek het al beeste gekry waar ek persoonlik die bosluise getel het, dat ek 2000 bosluise op 'n kalf gekry het, 'n jaar oud kalf. So dit hang af of die dier in die omgewing is. Daai spesifieke kalf was in 'n kampie gesit wat
amper die hele kamp is 'n habitat vir die bosluise. So ek dink dit gaan meer oor die gedrag as wat dit is oor enigiets anderster. En as jy nou daaroor dink in die Karoo, die diere wat die meeste voorkom is nou maar die skape. So ons sien die verlamming meer in die skape. Nou, dokter, as 'n produsent wel vermoed daar is van hierdie verlammingsbosluise in sy veld, wat is die eerste waarskuwingstekens waarna daar gekyk moet word of oplet voordat 'n dier heeltemal verlam raak? Ja, nee, soos ek gesê het, party van die boere sê hulle verloor spoed. Jy sal sien die diere is nie geneig om te loop en weg te hardloop as jy na hulle toe kom nie, en van hulle struikel en dan hulle is geneig om 'n entjie te loop en dan te gaan lê en dan weer op te spring en te gaan lê, en uiteindelik as daar genoeg verlamming ingetree het, dan lê die dier heeltemal op sy sy en hy kan glad nie opstaan nie. So moet maar dophou wanneer diere se gedrag hulle bietjie begin stadiger gebeur, maar ek dink die meeste boere weet dat sekere kampe is giftig en hulle vermy daai kampe sekere tye van die jaar. En dan weet die boere ook as die weer aankom. So die manne hou die weervoorspelling dop, en as hulle sien hier kom koue weer, dan weet hulle moet vooraf die diere behandel met 'n opgietmiddel om te keer dat hulle die bosluise op hulle klim. En hulle weet ook om die diere uit die kampe uit te skuif. Die boere sal vir jou sê, maar hierdie kamp en daardie kamp is ons gevaarlike plekke, en dan bestuur hulle dit so dat hulle daai verlamming vermy. Is daar 'n manier dan nou wat 'n mens jou kamp kan skoonhou van hierdie bosluise? Jy weet dalk brande doen op sekere tye van die jaar? Ja, dis 'n gevaarlike terrein, maar dit is beslis so dat die suurpol is 'n gras wat verskriklik erg kan brand en 'n baie warm brand kan veroorsaak. Ons het so 'n klompie jare gelede hier 'n paar 60 hektaar, eintlik meer, dit was so 'n hele klomp plase wat afgebrand het. En daai plase het gevind vir jare daarna dat die bosluis probleem al hoe minder geword het. So die brande en dan die wisselbos is ook geneig om geweldig te brand. Hy's olieryk. So selfs met toevallige of per ongeluk veldbrande verminder dit die bosluispopulasie geweldig baie. Ek het gevind dat die meeste boere wat 2 keer in die winter hulle skape dip, redelik die bosluisgetalle ook onder beheer kan hou. Maar omdat die tussengasheer nog steeds teenwoordig is, sal hy weer terugkom na die plaas toe, kamp toe wat jy probeer skoonmaak het. So dokter, ek dink sou jy vermoed dat jy van hierdie verlammingsbosluise wel op 'n dier het. Wat is die belangrikste stappe om te neem in die behandeling dan nou daarvan? Behalwe nou vir die dip voor die tyd. Ja, die heel eerste ding wat 'n boer altyd moet doen, en veral in die Karoo, as hy 'n siek dier in die veld kry, is om ontwatering reg te stel, want selfs 'n koei wat nie kan kalf nie, of 'n bees wat se voet seer is, wat vrotpootjie het en so, kom nie by die drinkwater uit nie. En omdat die Karoo wyd is en die water nogal ver versprei is ons eerste probleem altyd ontwatering. En dit is 'n boodskap wat ek altyd vir my boere kliënte gee, is onthou tog net eers om te kyk na ontwatering. So sodra jy die ontwatering dan nou reggestel het, vir die diere wat gevaarlik ontwater is, jy kan kyk na die oë wat teruggesak is in die kop, of jy kan die vel op die neus optel, en as hy so tentjie vorm en nie weer afsak nie, dan weet jy die dier is ontwater. Daarna moet jy die bosluise afkry, en ek het gevind dat 'n inspuiting met die Avermectin groep die heel beste is om 'n dier baie vinnig te laat opstaan. So ek spuit hulle sommer dadelik Avermectin, en dan kyk ek nou hoe lyk die dier verder. Dokter, ons gaan jou ongelukkig daar moet afsny, want ons tyd hardloop 'n klein bietjie uit. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dis dokter Johan van Rooyen, hy's 'n spesialis veearts, om te gesels oor die verlammingsbosluis. Dis alwaar vir ons tyd het vir Grootplaas vir vandag. Ons hoop jy het dit geniet, en dan kyk ons weer môre saam.